Goeiemôre vriende, dit is vandag inderdaad klein Saterdag, soos ons altyd sê, dit is vandag Woensdag, die 11de Junie 2025. Ons lag so 'n wyle stil en ons gebruik die geloofsbelijdenis wat deur alle Christelike kerke wêreldwyd erken word en waar hulle glo. En ons doen dit as 'n gebed, vriende. Kom ons raak so vir 'n wyle stil. Vader God, almagtige Vader, alomteenwoordige Vader, alwetende Vader, alliefdevolle Vader. Dankie dat ons vanoggend tot U kan bid as die skepper van die hemel en die aarde. Die een wat alles onderhou. Die een wat op 'n wonderlike manier altyd teenwoordig is. Here, ons begrip is so klein, dat ons kan maar net na Tafelberg kyk as 'n stabiele punt, en U daarin sien, en U is tog biljoene ter biljoene kere groter. Dankie dat U skepper God is. Dankie o Vader dat U in die drie eenheid vir Jesus Christus na die aarde toe gestuur het, om in ons plek te sterf, dat Jesus ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterwe is en begrawe is, wat ter helle neergedaal het, maar wat inderdaad weer op die derde dag opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, terwyl die disippels dit kon sien. En Here, waar ons so baie getuies het van die opstanding, dat mens amper nie kan dink dat daar 'n gelowe is wat enigstens nie kan glo in U as die opgestane en opgevaarde Jesus nie. Here, dat U inderdaad weer gaan kom, eendag, dat U weer gaan kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, maar dat U intussen tyd is by die Vader, waar U altyd en vir ewig nog altyd deel van was. Bo ons begrip, bo ons verstand. O Vader God, dankie dat U deur U Gees, die Gees deel van die drie eenheid, drie en tog een, dat U deur die Gees by ons teenwoordig is, vir ons help om te bid, wanneer ons bid, kan ons nie eens verkeerd bid nie, omdat die Gees vir ons intree met onuitspreeklike sigtinge, sê U woord. O Heilige Gees, werk deur ons hier op aarde as U kinders asseblief. Here God, dankie dat U vir ons die samekoms van gemeentes gegee het, die samekoms van mense binne in 'n gemeenskap van gelowiges, van heiliges gegee het. Dankie dat U vir ons 'n groep gee, die liggaam van Jesus Christus, waaraan ons kan behoort, om U te dien, om U uit te lewe, om te getuig oor U. Dankie daarvoor, dankie vir die voorreg, dankie vir 'n gebou waarin ons as U kerk by mekaar kan kom elke Sondag, Here, om U te loof en te aanbid. Dankie daarvoor, vir 'n saal. Here, baie dankie, dat ons inderdaad kan vir U kom sê dankie vir die vergifnis van sondes. Dankie o Vader dat U deur Jesus Christus, wat vir ons gesterf het aan die kruis, ons sondes vergewe het wanneer ons in U glo, sodat ons die ewige lewe kan hê. Mag ons ook, soos die Onse Vader gebed, dit sê ons, omdat ons vergewe is, dat ons ook die mense vergewe wat teen ons sondig. Here, ons glo inderdaad dat die opstanding van alle mense wat in U geglo het, Here, selfs die wat nie in U glo nie, wat dan inderdaad voor U regterstoel sal verskyn, soos ons almal, die wat Jesus aangeneem het, sal gered word, die wat nie, sal nie, en sal na 'n ander plek toe gaan, wat ons op hierdie stadium met mensewoorde definieer as die hel. Here, daar is nog so baie tyd. Gee dat ons ook as arbeiders van die oes is groot, altyd U woord sal gaan verkondig, Here, sodat daar soveel meer mense vir altyd en ewig by U sal wees,
Daarom glo ons in die ewige lewe alreeds, Here. 'n Lewe wat voortgaan, ons liggame gaan dood, maar ons gaan voort, omdat ons glo in die ewige lewe saam met U. 'n Lewe, Here, onbegrens, waar daar geen tyd meer is nie, waar daar nie 'n eindpunt is nie. Here, dankie dus vir die tydjie, vir die apprenticeship wat ons hier op aarde het. Here, om uit te lewe U en ons, Here, kom bely onmiddellik dat ons sukkel daarmee en mag grootliks droog maak, maar dankie dus vir U besonderse genade, liefdevolle teenwoordigheid, sagtheid waarna U na ons kyk. Ons glo in U, o Vader, Seun en Gees. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vrees ek nou baie ek vir julle gesê, die spreuke is vir my ongelooflik verfrissend, die taalgebruik, die metafore wat hy gebruik, liewe vriende, die vergelykings wat hy betref, dit is regtig vir my regtig baie nice. Vandag wil ek net met julle een versie deel, en dis vers 18 van Spreuke 27. Wie sy vyeboom versorg, sal vye hê om te eet. Nou, dit is mos tamelik straightforward, vriende. Ek ken nou nie veel van bome en plante en goed nie, maar al wat ek weet is, jy mooi kyk, as jy vir hom bemesting gee, gee vir hom water, jy spuit hom 'n bietjie, dat hy nou nie, wat mense kry, swamme kry en daai tipe goed nie. Vriende, dan gaan daai boom vir jou mooi raak, né? Gaan daai boom vir jou mooi raak. Maar dit beteken, jy moet baie mooi na daai boom kyk, en dit is wat die spreker, hy sê, hy sê, wie sy vyeboom versorg, sal vye, vriende, is vye nou nie lekker nie. Alle wêreld, ek my mond water sommer net as ek daaraan dink, net deesdae kry ou maar min vye. Waar in die verlede ja, maar was elke tweede plek het omtrent vye gehad. En 'n vye is nou lekker, 'n lekker vye, vriende, wat ryp is seker een van jou lekkerste. So, die spreker daarvan kom sê, as jy jou vyeboom versorg, sal jy vye, as jy hom bemes, as jy hom water gee, as jy mooi kyk agter hom, spreeus bietjie uithaal, ek kan nie altyd al jou vye kom staan en opvreet nie, en jy kyk daarna, as jy na daai vyeboom kyk, dan sal hy vir jou vye gee, né? Hy sal sorg daarvoor. Nou kom sê hy, nou kom stel hy dit gelyk met wat? Hy sê, wie sy vyeboom versorg, sal vye hê om te eet. Wie omsien na sy werkgewer se belange, sal daarvoor eer ontvang. Vriende, die tye waarin ek en jy leef, ons moet besop ook, ek maak nou 'n totale veralgemening, so ek chat nou maar sommer net met julle, né? Ons moet, as ons vir 'n werkgewer werk, ook in die tyd waar werk baie skaars is, vriende, moet ek en jy alles gee. Moet ek en jy na daai werkgewer se belange omsien, né? Kom ons vat sommer 'n boer, as jy die trekker ry, moenie die trekker deur gate ry nie, ry mooi, sorg vir die trekker, sorg dat jy op tyd is, sorg dat jy die goed reg doen, as jy in 'n besigheid is, moenie kyk hoe vinnig kan jy daar uithol nie, ek sê ook nou nie wie jy moet gaan staan en 2 ure langer werk, want dan word alles mos nou 'n balans in die lewe, né? Maar wanneer jy werk voluit, dat die werkgewer dit ervaar ook, jy hoef nie te probeer shine vang nie, dis nie wat ek sê nie. Maar die werkgewer moet ook sien, maar jene, want hy skep werk, né, so hy betaal geld vir daai persoon, vir jou en vir my, om 'n diens te lewer, sodat die maatskappy kan groei, sodat, liewe vriende, hy meer mense kan aanstel, sodat meer mense kan kos gee. En in ons land, vriende, dink ek, is dit crucial. Dis crucial. Dat ons sal omsien na ons werkgewer se belange. Want wanneer ek en jy omsien na ons werkgewer se belange, kan hy maatskappy groter word, kan hy uitbrei, kan daar meer mense werk kry. Liewe vriende, kan ek en jy 'n groter salaris kry wat inflasie wen? Kan ek en jy miskien 'n bonus kry aan die einde van die jaar? As ons nie omsien na die werkgewer se belange nie, dan val alles uitmekaar uit, né? Dit sien ons baie duidelik in die staat. Die staat is die werkgewer, maar die staat is ook die een wat droog maak die hele tyd op hierdie stadium as werkgewer. En hy sit onkundige mense daar, hy sit mense daar wat nie hulle werk kan doen nie. So dis mense wat nie op die ouene omsien na die werkgewer se belange nie. So wat sien ek en jy op hierdie stadium, as mense nie omsien na die werkgewer se belange nie? Dan kry jy soos by Eskom, nie almal in Eskom, ja, wonderlike mense in Eskom. Mense wat die hele tyd daarop uit is om te saboteer. Mense wat die hele tyd daarop uit is om te kyk dat hy swak kole kan lewer. Hy kyk, so wat gebeur later? Daai hele maatskappy val uitmekaar uit.
Dieselfde met Transnet, dieselfde met Denel, dieselfde met die SAIK, dieselfde met SAL. Dit is mense wat nie na die werkgewer se belange omsien nie en natuurlik 'n werkgewer wat klein stupid is, né? Oor die algemeen, kom ons gaan gou terug na die algemeen toe. As ons omsien na 'n werkgewer se belange in die privaat sektor, wanneer jy daar werk en jy sien groei die maatskappy, kan hulle meer mense aanstel, kan meer mense kos op die tafel sit, liewe vriende, en raak 'n land beter en is die belastingbasis groter en hoef ek en jy nie so baie belasting te betaal nie, né? Dit is mos nou maar eintlik waaroor dit gaan. So wanneer ek en jy regtig 'n werkgewer, die werk ons word betaal daarvoor en ons sit ons pond vleis daar, dan sê hy ook sal jy eer ontvang. Want 'n werkgewer sien dit raak. 'n werkgewer sien dit raak. Hy sien raak, maar hierdie ou bring sy kant, hy probeer alles om ook vir die werkgewer 'n beter inkomste te genereer, dan sal dit ook met hom beter gaan. Sommige my 5 sent vanoggend. Vriende, mag julle God se liefde ervaar, Jesus se genade ervaar en die Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar. Amen.